Wat 'n voorreg, Here. Ons stap sommer net in en aanvaar en weet dat, langs wie ook al vanoggend kom sit, wie my ook al plek aanwys, gaan my nie net aanvaar nie, maar my lief hê. Of hy of sy my nou ken of nie, maak nie saak, want hierdie Here is 'n ruimte vir liefde en vir omgee. En vandag, Here, op 'n besondere manier kom vier ons die een wat hierdie liefde vir ons kom gee het en kom leer. Aan die al die eer. Dankie vir wie U is en wat vir ons kom doen het. In Jesus naam. Amen. So ek behoef om vir te sê, ek hoop dat jy genade en vrede sal ken en dit alles deur die werking van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in jou lewe. Julle sal nou sien, ons is saam met Belmer Strand hier, so Fanny in die Bosbrand band is hier, baie welkom, dan geef hulle lekker aan. En toe Fanny en Jan praat om die twee gemeentes by mekaar te bring, dan wonder wat van hulle die koor van naam noem, en hierdie is Elmarie en die blou melkies. En dan vriende, dat soveel kan uitval, en kan ek koor almal se name sê nie, maar in besonder, mense wat hard gewerk het, is Salome agter die orgel, dankie Salome, dat wat die stuk van staat nog op jou, sy gaan ook vanaand saam heen, volgende sondag aan, dankie Salome. Johnny, vir jou harde werk, dat jy goed laat weet, en dan vir Theo, wat so baie van ons gedoen het, met die PowerPoint, en hy was donderdag aand al hier om seker te maak, hy is alles reg, so baie dankie vir julle, en dan is daar blomme, soos julle kan sien, André en sy spanne, dit weer vir ons kom gee, dit doen het altyd vir ons gratis, so, ja, baie dankie vir almal wat betrokke is, hoor. Oh,
wat in die hemel is. Here, U is my Vader, maar hoe weet ek daar's 'n hemel en dat U daar is? Ek wil so graag U naam laat geheilig word, maar hoe? My Bybel lê net tye toe onder die stof. Ek worship in die kerk, maar is asof die woorde net tot by my stembande kom. En die mense, Here, kyk net wat maak hulle. Hoe staan ek op teen mense wat U naam gebruik, maar nie as aanspreekvorm nie? My kinders, Here, ek weet nie of hulle U ken nie. Here, hoe laat ek die koninkrykslig deur my lewe skyn, wanneer ek so kwaad word vir die bakkant persoon langs my motor? Wanneer ek bang en onseker voel oor my loopbaan en die toekoms van my kinders? U het gesê, die kindertjies moet na U toe kom, Here, want die koninkryk behoort mos aan hulle. Maar hoe bring ek hulle daar, tot by U voete, as ek selfs nie eers seker is of die lig binne my skyn nie? Wat is U wil, Here? Ek kan nie dink dat bomme en oorlog deel is van U wil nie. Ek kan nie dink dat geweld teen vroue en kinders U wil is nie. Ek kan nie dink dat ek en my man se koue skouers vir mekaar deel van U wil is nie. Ek kan nie dink dat die stygende werkloosheidssyfer in ons land deel van U wil is nie. En daaglikse brood, U sorg, Here, vir brood op my tafel, en tog kla ek daagliks met die spreekwoordelike witbrood onder my arm. Ek kla oor beerdkrag. Ek kla oor my salaris nie genoeg is nie. Ek kla oor my kinders nie vir my luister nie. Ek kla oor my man nie die motorhuis deur reg gemaak het nie. Ek kla oor die mense wat oor die stopstraat by my huis jaag. Ek kla oor ek net genoeg het vir brood. Ek is iemand wat voorsiening maak vir môre, Here. Niks fout daarmee nie. Maar as ek my heeltyd bekommer oor die dag van môre, hoe sal ek kan glo dat U sal voorsien in my daaglikse behoeftes? O Here, ek vra so gereeld dat U my moet vergewe, maar ek kan dit net nie oor my hart kry om my buurman te vergewe nie. Ek is steeds kwaad vir my ma. Ons troebelverhouding kom ons nie van gister af nie. Vergewe en vergeet? Nee, wat? Here, ek kan maar net vra dat die versoeking verby my sal gaan. Die versoeking om net die laaste woord in my lewensgeveg te wil inkry. Die versoeking om net weer 'n keer my ma te laat verstaan dat ons verhouding nooit sal regkom nie. Ek kan net vra dat U my sal verlos van die bose. Red my, Here. Want so is dit. Die koninkryk behoort mos aan U. Maar hoe moet ek leef sodat ek die koninkryk kan ervaar? Die krag behoort aan U. En ek weet ook dat my krag van U deur kom. Ek bly net so moeg. En die heerlikheid behoort aan U. Ek is soekend na U lig en na U waarheid. Ek wil U ontmoet. Leer my bid, Here, veral in daardie tye wanneer my gebede teen die plafon vaslaan. Tot in ewigheid. Wanneer is ewigheid, Here? Hoe lank nog? Amen.
Onse Vader, wat in die hemel sit, ons wil nou vandag net vir u kom bid. Laat u se naam tog by ons ook geheilig raak. Laat u se kapteinskap hier kom staningse maak. Laat u se wil hier onder by ons op die grond ook gebeur het, soos daar bo tussen die sterretjies rond. En gee vir ons vandag ons 'n koppie meel. Vergeef ons al ons geskel en ons gesteel. Want soos ons nou uit u se woord uit weet, ons moet die naaste se sondes ook vergeet. Laat ons rug te gee vir die versoekings en verlos ons nou van die hele duiwelse dinge. Daar is niemand wat u se kapteinskap wen. En u het al die krag en u het die grootlikheid van hier af tot daar oorkant in die ewiglikheid. Nou Here, nou sê ons maar eers weer, Amen. Hoeveel afdraai, sister.
tema van vanoggend is die feit dat die Here Jesus vir ons 'n vaderfiguur teruggegee het. Dat ons weer oor God kan praat, soos wat ons praat oor 'n ouer wat jou liefhet en vir jou sorg. So ek wil vir Onse Vader lees, soos in Matteus 6 in die nuwe vertaling. Here Jesus se eie woorde. So moet jy dit dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, dat die wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek het met volgende gedagte rondgelees en lees so 2 boekies raak wat ek jare al het. Die een is van Floyd McClung, baie bekende sendeling, en hy sê, die wonder van hierdie vaderfiguur, hierdie moederfiguur, hierdie ouerfiguur van die Here Jesus, is dat hy is 'n ouer, 'n versorger met veral 7 spesifieke eienskappe. Eerste een is hy kom met autoriteit, maar daai autoriteit wat jou laat veilig voel. Daar's iemand groter as hy. Hy kom met getrouheid, met loyaliteit. Hy kom met vrygewigheid. Hy kom met liefde wat bewys word, nie net gesê word nie. Hy kom met teenwoordigheid. Baie mense sê die grootste eienskap van 'n ouer wees is just to show up. And then he did. Die 16 is, sê Floyd McClung, hy kom met aanvaarding. Hy kom met wie jy ook al is, en wie jy ook al is, jy is syne, hy noem jou sy kind. En hy kom met kommunikasie. Hy kom kommunikeer deur sy gees in die binneste van ons wese. Dis die ouer figuur, die vader, die moederfiguur, wat die Here Jesus ons aan kom voorstel het. Ek lees verder, en ek kom af op 'n boekie van Watchman Nee, wat sê in 'n verhouding met God is daar 3 goed in 3 fases, en die fases sê elke nou herhaal hulle self oor ons verhouding met God. Die eerste een is, en dis die begin van 'n verhouding met God, met hierdie Vader, as jy kom by hom, en al wat jy hoef te doen, is sit by my voete. Alles begin in 'n verhouding met God, of die eerste keer as wat herstel is, begin altyd toe kom sit en jy sê by my. Dit wat nodig was vir my en jou, om hierdie Vader in sy oë te kan kyk, hierdie ouer te kan ontvang, word gedoen lank voordat jy daarvan weet en voor jy bestaan. Die eerste dag wat Adam en Eva op aarde beleef, is Sabbat. En dan die tyd ek en jy die Jesus ontmoet op Kersdag, het hy alles gedoen wat vir my en jou nodig is. So kom sit net eers hier by my. En dan sê hy, as jy dan braaf genoeg is, as jy by God gesit het, ekskuus vir die Engels, then we walk. Dan het jy die vrymoedigheid in jou hart, en die gees van die Here wat jou aanboor, en jy word deel van die uitdeel van die evangelie. Jy gaan sê, hierdie wil van God gaan deur my geskied. Die brood wat uitgedeel word, gaan deur my uitgedeel word. Dan loop ons die koninkryk in onder sy leiding. En dan is daar 'n derde fase. Wanneer die moeilikheid kom, wanneer die siekte kom, wanneer die teestand kom, wanneer die boosheid kom, hoe boosheid ook al vir jou lyk en bestaan. Weer is, ekskuus vir die Engels, maar dis hoe Watchman Nee so goed vertaal is. Hy sê, then we stand. Dan staan ons in hierdie woord van God, in hierdie gebed. Soos jy vanoggend by die Here wil kom sit, kom ek lees vir ons Vader, soos iemand wat by sy voete kom sit. As dit jy is vanoggend, dan nooi ek jou, luister net gou na die Onse Vader binne hierdie intimiteit, van jy hoef niks te doen nie, kom kry net by my. So vir jou, bid ek. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, ek het dit nodig.
Laat die koninkrom kom, laat die wil geskied, ja, soos in die hemel ook hier op aarde, hier waar jy sit. Geef ons vandag ons daaglikse brood, Here, dit wat ons nie verdien nie. Vergeef ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons skulde staan. Ag Here, bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En ek is bereid om dit alles te vra by die voete van, dan hier behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. As jy vandag reg is om te stap met vrymoedigheid, dan bid ek vir jou, ons Vader wat in die hemel is, dat die naam geheilig word hier waar ek is en waar ek leef en waar ek werk en aanbid. Laat die koninkryk kom, Here, ook deur my en binne in my. Laat die wil geskied deur my hande, my mond, die manier waarop ek met mense omgaan, ja, soos in die hemel, op die aarde, maar ook hier diep in my wese. Vader, gee u kinders vandag hulle daaglikse brood deur my. Bring vergifnis, Here, deur my, deur ons. Help ons, Here, om die versoekinge vir mense te help versorg en staan met hulle te staan teen die boosheid. En ons kan stap, Here, in vrymoedigheid, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En as jy vandag moet staan, want dit is nie 'n goeie jaar nie, is 'n goeie seisoen nie, jy is seer en jy word bedreig. Laat my toe om as jou priester, jou pastor vir jou hierdie te bid. Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, Here, ook in hierdie omstandighede. Laat u koninkryk kom, dat u wil geskied, soos in hemel so ook op die aarde. Gee ons, Here, ons daaglikse brood, terwyl ons hier staan. En as ons aangekla word, Here, vergeef ons skulde, soos ons ook die vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. En hou my standvastig, Here, bring my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose, want in u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Amen.
Ons Vader, wat in die hemele is, dankie dat U ook hier op aarde is, naby ons deur Jesus, in ons deur U Gees. Ons heilig U naam. Dis goed om U te eer. Ons sien die koninkryk kom in mense se geloof, hoop en liefde en in vrede van Kersfees. Laat U wil geskied. Dat dinge hier op aarde gebeur soos U daarvan hou, soos dit in die hemel is. U gee ons daaglikse brood. U voorsien wat nodig is en dit is genoeg. U vergewe ons en dit maak ons vry. Daarom vergewe ons ook ander. U help ons om die regheid pad te loop. U bring ons nie in versoeking nie. U verlos ons van die bose. U is die koning, daarom hoort alles aan U. U is die sterkste en U lig skyn heerlik oor ons lewe. Laat dit tog vir altyd en altyd so wees. Amen.
Amina, Baba yetu, Amina, Baba yetu,
Die
seën jou en dan met 'n lied daarna dan sien hulle mekaar. Dan vra ek dit net vir oomblik weer gaan sit. Dit gaan baie gou die koor net vir vra van nog een. Ontvang asseblief die seën van die Here. As ek sê dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die inwoning van die Heilige Gees met jou sal wees en sal bly en hy het so beloof en hy kom sy beloftes na. Amen.
Amen.